Geliefdes in die Here Jesus, ons is besig in die erediens om ook te kyk na die Heidelbergse Katekismes en elke Sondag behandel ons net so 2 vrae en Laurens skryf vir ons so 'n stukkie daar in die Pionier ook daaroor en vanoggend gaan ons kyk na Sondag 4 vraag 9 en vraag 10. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Goeie vraag. Want niemand kan die wet volmaak nakom nie. En dan die antwoord, nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen, Adam en Eva. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. En daarom die wet, as hy voor jou staan en as 'n spieël en jy kyk in hom en sien jy net, jy kan dit nie volmaak doen nie. Veral as jy na die samevatting gaan wat sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. En dan vraag 10, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? En dan die antwoord is nee, glad nie, inteendeel sy toorn is verskriklik sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Nou, dis hier waar die evangelie ook inkom, die Here is absoluut regverdig, maar as jy nou die evangelies eindtyd lees, dan sien jy, dit is gestraf. Jesus is gestraf. En die vloek wat ons moes getref het vir Jesus getref. En as vir kinders van die Here is die wet nog steeds daar. En ons is baie keer allergies vir die wet. Maar Spurgeon het gesê, nou sukkel ek om daar te lees, ja, niks wat die Here vir ons in sy wet gee, dis nie wat ons vir ons 'n probleem gaan gee nie, wat vir ons hartseer gaan maak nie, wat vir ons ellende gaan bring nie, dis wanneer ons die wet nie hou nie. Dis dan wanneer ellende en hartseer ons tref. En gaan kyk maar na die lewe, waar mense in absolute ellende gedompel word, is dit dood eenvoudig, net omdat hulle deur die wet te ongehoorsaam te wees, hulle self in ellende gedompel het. Ja, so, die wet wys vir ons het vir Jesus nodig. Op daardie noot, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan buig, voor U alwysheid, U almag, U alomteenwoordigheid, U grootheid. Ja Here, daar is soveel dinge wat ons nie verstaan nie. Maar wanneer ons voor U kom stil word, in die lig van die woord, dan begin dinge vir ons helderder en duidelik word. Ja, en dan besef ons, U is die skepper van die heelal, maar 'n genadige skepper, 'n heilige skepper, maar ook 'n genadige skepper wat ons in genade aansien deur U Seun Jesus Christus. Dankie dat ons vanoggend na U kan kom. Dankie dat U vir ons uitnooi. Dankie dat deur die bloed van Jesus ons tot U kan nader. Ons aanbid U, ons eer U, ons loof U, ons prys U. En ons wil ook bid dat U in hierdie oggend deur U woord met ons sal praat. Ja Here, ons kom dankie vir U goedheid. Ja Here, U wat so vir ons sorg, sonder dat ons dit verdien. Elke asemteug lig, elke druppel reën wat val, en ons dankie daarvoor, Here. En ook dat ons vir U kan ken bo alles. Ons bid dat U met ons sal praat deur U woord, dat U vir ons genadig sal wees. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons skriflesing vanoggend is Lukas 10 vanaf vers 38 tot 42. Ek lees vir ons saam met die 2020 vertaling. Ek sit die skerm vir u ook op die teks op die skerm. Terwyl hulle op reis was, dit is Jesus en sy disippels, as jy gaan lees in die konteks van die hele gedeelte, was Jesus en sy disippels op reis, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar staan en sê,
Here, pla dit U nie, dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Jy kan dit ook vertaal met beste. En dit sal nie van haar af weggeneem word nie. En daarom ons tema, kies jy om by Jesus se voete te sit. Kies jy om by Jesus se voete te sit. Geliefdes, vanoggend word elkeen van ons wat onsself as gelowiges beskou gekonfronteer met die vraag, kies jy om by Jesus se voete te sit? Eintlik kan ons dit eers in die verlede tyd stel, het jy al gekies om by die voete van Jesus te sit? Maar dis 'n vraag wat jy elke dag moet antwoord. Kies jy om by Jesus se voete te sit? Kom ek stel die vraag anders. Kies jy daagliks om tyd in Jesus se teenwoordigheid te spandeer? Kies jy daagliks om Jesus se woorde te hoor? Wat beteken dit prakties? Kies jy daagliks om bidend Jesus se teenwoordigheid op te soek en jou hart met hom te deel en jou begeertes aan hom bekend te maak? Kies jy daagliks om bidend sy woord te lees wanneer hy met jou praat? Nou na die week van gebed is ek versoek om iets van die week van gebed boodskappe ook tydens die Sondagoggend erediens met die gemeente te deel wat nie die week van gebed bidure bygewoon het nie. So die volgende 2 Sondag gaan ek in die lig van die week van gebed boodskappe met u oor gebed praat. En dis dan vanoggend die eerste een. Maar terug by ons teks. Jesus het in die laaste 6 maande voor sy kruisdood verskeie kere saam met sy disippels na Jerusalem gereis. Verskeie kere. Dan is hy in Judea en dan is hy in Samaria, maar hy reis soontoe en dan gaan hy weer terug. En ons lees in vers 38, terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Ons kan aanneem dat Jesus en sy 12 disippels deur Martha as gaste ontvang is. En in vers 39 word genoem dat Maria haar suster was. En vanuit Johannes 11 is dit duidelik dat Jesus by Martha en Maria tuis gegaan het, die susters van Lazarus, wat Jesus later uit die dood opgewek het. Dit was waarskynlik Lazarus se huis, die broer. Nou Jesus was baie lief vir die familie. Besondere liefde vir hulle gehad. In Johannes 11 vers 5 lees ons, Jesus het Martha en haar suster Maria en Lazarus lief gehad. Maar as spesiale, kan maar sê vriende, andersins as sy liefde vir die wêreld. Daar was 'n spesiale band tussen hulle. Nou hulle het in Betanië gebly, 'n klein dorpie so net so onder 3 km buite Jerusalem op die oostelike hang van die Olyfberg. Dis waar hulle gebly het. So as Jesus Jerusalem toe gaan, is dit 'n baie goeie plek om net aan te gaan en daar te oornag. Nou Jesus is 'n gas. Stel jou voor, Jesus daag vir Sondagmiddagete by jou huis op, of jy kry nou die boodskap, iemand WhatsApp jou en sê, Jesus is vanmiddag 12 uur by jou huis vir middagete. Die meeste vrouens gaan waarskynlik nou uit die kerk uit glip dan, om te sorg dat hulle by die huis kom. Dink aan die geskarrel om die beste vir hom voor te sit. En Martha, ja daar so daar kan julle sien Betanië en waar Jerusalem, waar die tempel lê, net om die in perspektief te praat. Om in perspektief te sit. Dink aan die geskarrel om die beste vir Jesus voor te sit. Martha wil haar beste vir die Here Jesus voorsit. Sy is verantwoordelik as oudste vir die gasvryheid van die huis. Dit verstaan die huisvrouens baie goed. Baie moet gebeur. Al die voorbereidings en werk om 'n spesiale maaltyd voor te sit. Vir Martha is dit egter 'n vreugde om haar meester te bedien en te dien. Maar dan ontstel iets vir Martha. Tussen al haar bedrywighede raak sy onbewus van iets wat haar heeltemal omkrap. Nou dit ken ons mans ook. Dit is Maria, haar suster. Maria doen iets ongehoords in haar oë. Iets onvanpas. Maria gaan sit tussen die manne aan die voete van Jesus om elke woord in te dring. Sy wil niks mis nie.
Haar liefde vir Jesus maak dat sy niks wil mis nie. In Martha se huis sal dit aanvaarbaar wees, want Jesus het 'n paar goed kom omkeer. Maar binne die Joodse kultuur van daardie tyd is dit ongehoord. 'n Vrou gaan sit nie by die voete van 'n rabbi waar hy mans leer nie. Dis nie haar plek nie. Daar's ander plekke vir haar. Maar waar mans by 'n rabbi sit, 'n leermeester, gaan sit die vrou nie by die voete van die man. Maria stuur haar en sy gaan sit by Jesus se voete. Dit is nie haar plek nie. Maar dit is nie wat Martha pla nie, want hulle ken vir Jesus. Martha werk baie hard om alles reg te kry vir Jesus, maar vir haar lyk dit of Maria onbewus is van alles wat nog gedoen moet word om die maaltyd gereed te kry vir Jesus en die gaste. En as jy nou so begin werk, dan begin jy later kyk, hierdie een doen niks. Martha doen die regte ding, sy ontvang haar gaste gasvry, werk met ywer, dien haar naaste met oorgawe en veral omdat dit Jesus is, moet alles reg verloop. Nou interessant, net voor hierdie verhaal vertel Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wat juis gaan oor barmhartigheid en oor naaste liefde. So dis duidelik dat Martha naaste liefde beoefen deur haar naaste in liefde te dien. Sy doen die regte ding. Sy het nie verkeerd gedoen nie. Martha het nie verkeerd gedoen en Maria reg nie. Om mense te dien en hulle met gasvryheid te ontvang word in die Nuwe Testament hoog aangeprys. Baie keer wen jy mense so vir die Here. Dink 'n bietjie. Wanneer ons bazaar hou, soek ons nie net Maria's wat Bybel lees en bid nie. Nie, ons het Martha's nodig wat kan raakvat, kan organiseer en bereid is om ure op hulle voete te dien en te bedien. In die Bybel kry ons altyd waarheid in balans. Nie die een of die ander nie, maar albei. Nie Martha's of Maria's nie, maar Martha's en Maria's. Dis duidelik. Maar nou is die vraag nog steeds, hoekom word Maria deur Jesus aangewys as die een wat die noodsaaklike deel, die goeie deel, die beste deel gekies het? Hoekom wys die Here Jesus vir Maria aan en sê sy het die noodsaaklike deel, sy het die goeie deel gekies? Die probleem lê nie so seer by die feit dat Martha hard gewerk het om gasvry te wees nie, maar dat sy fout gevind het met Maria se optrede. Dis waar die probleem lê met Martha. Martha was so besig om alles reg te kry vir Jesus, dat sy van Jesus vergeet het. Klink dit vir julle bekend? Sy was so besig om alles reg te kry vir Jesus, dat sy van Jesus vergeet het. Dan val die fokus op wat jy doen, en jy raak bewus van hoe baie jy doen, en hoe min ander doen. Dit was Martha se fout. Sy was bewus van hoe baie sy doen, en hoe baie nog gedoen moet word, en Maria sit en doen niks, daar was sy aan Jesus se voete doen nie. As Martha vreugde gevind het in dit wat sy vir Jesus gedoen het, sou sy nie met haar suster fout gevind het nie. Dis 'n les vir ons om te leer. Die moeilikheid broei so in Martha dat sy later oorkook en sommer met Jesus ook fout vind. Maria los haar alleen en Jesus laat dit toe. Hy's medepligtig, want dit lyk nie of dit vir Jesus pla nie. Hoe is dit moontlik? Dit moet hom tog pla. Hoor Martha se verwyt. Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie? En dan gaan sy verder, en dan skryf sy vir Jesus voor wat hy moet doen. En sy noem hom Here. Interessant, sy noem hom Here. Nou Here is die Grieks Kyrios, 'n titel wat net vir God die Vader en vir Jesus gebruik word. Dis die Grieks van die Ou Testamentiese aanspreekvorm Jahwe, God se persoonsnaam, wat beteken ek is wat ek is. En sy spreek hom so aan. Sy sê Here, daarmee sê sy, U is die alleenheerser, U is die Here. Maar haar ontsteltenis bring haar so ver om vir die lewende Here van die hele al voor te skryf wat hy moet doen. Sê tog vir haar om my te help. U sien dit blykbaar nie raak nie. Kom ek help vir u. Ons wil baie keer ook die Here help. U sien dit nie raak nie. Kom ek help vir u. Sê vir haar om my te help. Sien dit dat dit lyk asof u dit vergeet het.
Martha was so in beslag geneem deur haar ontsteltenis en wat sy as belangrik geag het, dat sy heeltemal blind was vir dit wat voor haar oë afgespeel het. Haar suster Maria hang aan Jesus se lippe, wil net in sy teenwoordigheid wees, drink elke woord in wat hy sê, en Martha is blind vir die kosbare les van Maria se toewyding. Sy is heeltemal blind daarvoor. Jesus was baie lief vir Martha en Maria, en hy wys Martha, die oudste suster, met sagtheid en deernis tereg, ten spyte van haar onbesonde optrede. Die Here Jesus antwoord haar en sê vir haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies, dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Nou wat sê Jesus hier vir Martha? Martha, daar's baie dinge wat goed is, wat belangrik is, wat nodig is om te doen in die kerk en die koninkryk. Maar net een ding is noodsaaklik. Martha sou kon sê, Jesus, het ek reg gehoor? So kon sy vra. Net een ding is noodsaaklik. Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Nou is dit nie wat Jesus in 'n sekere sin vir my en vir jou, vir al sy kinders wil sê nie. In ons lewens is daar so baie dinge wat ons moet doen. Ek kry die kinders op skool so jammer. Hulle programme is so vol. Wat ons lewens in beslag neem en waaroor ons bekommer. En daar's dan nog jou werk ook. Goeie dinge, belangrike dinge, dinge wat gedoen moet word en waaroor jy jou bekommer. En soms voel dit asof dit jou verswelg. Dit is net te veel. Dis soos wanneer jy staan en hier kom 'n tsunami brander en jy weet hy gaan nou doodgewoon net bo jou spoel en jy kan niks doen nie. En jy kan nie by alles uitkom nie. Vir my en vir jou en vir die gemeente van Pionierspark sê die Here Jesus in hierdie oggend, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. As gemeente, as God se kinders, net een ding is noodsaaklik. In julle verhouding met my, sê die Here Jesus, wat julle duur gekoop het as jy my kind is, met my kruisbloed op Golgotha, spel Jesus dit uit vir Martha, vir miljoene gelowiges na haar en ook vir ons. Sy het die goeie deel gekies, dit sal nie van haar weggeneem word nie. Jesus spel as te ware die geheim uit van ons as gelowiges, as gemeente, se verhouding met hom. Hy wys vir ons wat is noodsaaklik, wat is die goeie deel. Nou in die kerk met al sy aktiwiteite en programme, kan ons fokus so maklik weggeneem word van die een ding wat in die Here Jesus se oë noodsaaklik is. En dan spel Jesus vir Martha uit. Wat is die een ding? Dis wat Maria gekies het. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Kan dit so eenvoudig wees? Daar is daarom baie dinge in die Bybel wat die Here van ons vra wat belangrik is. Nee, sê Jesus, net een ding is noodsaaklik. En hierdie een ding wat noodsaaklik is, die goeie deel wat Maria gekies het, sal nie van haar weggeneem word nie. En as jy dit kies, sal dit ook nie van jou al weggeneem word nie. Wat het Maria gekies? Wat het sy gekies? Wat dan so goed is en so noodsaaklik is, dat dit die enigste belangrike ding eintlik is. En die ander dinge val daarna in plek. Maria het gekies om te midde van alles wat rondom haar gebeur, haar tyd met die Here Jesus uit te koop. Maria het gesorg dat sy by Jesus se voete sit om in die teenwoordigheid te wees van die Here van die heelal. Maria het seker gemaak dat sy elke woord van Jesus duidelik hoor. Sy het alles ingedrink wat Jesus geleer het. Sy het seker gemaak sy doen dit. Hoekom het sy dit gedoen? Hoekom het Maria dit gedoen? Eintlik gee Jesus reeds die antwoord vir sy disippels toe hy kort tevore, voordat Jesus by Martha en Maria in huis gegaan het, het hy 'n geheimnisvolle waarheid bekend gemaak aan sy disippels. As jy nou net bietjie vorentoe lees, dan sien jy die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, en net voor dit, dan praat die Here Jesus met sy disippels, en in die einde daarvan sê hy vir hulle,
Gelukkig is die oë wat sien wat julle sien, want ek sê vir julle, baie profete en konings sou graag wou sien wat julle sien, maar het nie gesien nie, en sou graag wou hoor wat julle hoor, en hulle het nie gehoor nie. En daarom sê Johannes in sy een brief, ons het hom gesien, ons het aan hom gevat, aan Jesus. Maria het presies geweet wie sy sien. Sy het presies geweet wie Jesus was. En daarom kon sy nie haar oë van hom afhaal nie. Ander het by Jesus verbygestap, maar het gemis wie hy is. En daarom het sy elke oomblik in sy teenwoordigheid geniet en sy woorde ingedrink, omdat sy geweet het wie Jesus is. Baie profete en konings van Israel sou graag vir Jesus van aangesig tot aangesig wou sien. Al die profete, Jesaja, Jeremia, wat hom voorspel het dat hy gaan kom, hulle sou hom so graag wou sien. Maar hulle het nie. Hulle het nie die voorreg gehad nie. Maria het die voorreg gehad en sy het dit besef. Maria het geweet, Jesus is die seun van die lewende God. As jy die evangelies lees, dan kom jy agter, sy het dit helder en duidelik gesien. Maria het geweet, Jesus is die opstanding en die lewe. En in hom alleen is die ewige onvernietigbare lewe by God. Sy het dit geweet. Daarom het sy geweet, sy moet by hom wees. Maria het geweet, Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. En dat niemand by die Vader kan kom, behalwe deur hom nie. Sy het dit geweet. Alle ander dinge het vervaag by die aanskoue van Jesus. Maria het by Jesus se voete gaan sit, doof en blind vir alle ander dinge, wat in die vertrek gebeur, net om in sy teenwoordigheid te wees, en in te drink alles wat hy sê. Maria het besef wat Paulus jare later aan die Kolossense skryf in Kolossense 2, God se geheimenis is Christus, en in hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. En daarom het Maria nie 'n oomblik laat verbygaan om by Jesus te wees nie. En as sy by hom gekom het, was sy elke slag by sy voete. Jesus het dit geweet. Dis hoekom hy dit vir sy disippels ook gesê het. En daarom het hy vir Martha daarop gewys dat net een ding noodsaaklik is. Daar is net een saak wat die hoogste prioriteit is. En dis die goeie deel wat Maria gekies het, om met onverdeelde aandag, liefde en toewyding by Jesus se voete te gaan sit in sy teenwoordigheid en te hoor wat hy sê. Nou as ons terugblaai in die Ou Testament, sien ons daar Ou Testament gelowiges wat Maria se geheim gedeel het en ook die goeie deel gekies het. Ook hulle het die een noodsaaklike ding gedoen, alhoewel hulle nie vir Jesus in persoon kon sien nie, om God se teenwoordigheid op te soek in gebed. En een so 'n man was Dawid. Dis hoekom die Here gesê het, hy's 'n man na God se hart, ten spyte van sy foute. In Psalm 16 getuig Dawid, nou hoor mooi wat sê Dawid, hy sê, ek het vir die Here gesê, U is my Heer, buiten U is daar vir my niks goeds nie. Here my erfdeel. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval, my erfenis is vir my mooi. Wat is 'n erfenis? Dis die Here. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. Lieflikhede in die regterhand vir altyd. Dawid het vir God beleef, sy teenwoordigheid beleef in die Ou Testament. Dan Psalm 27 getuig Dawid van een noodsaaklike ding, wat hy van die Here gevra het. Dink aan die een ding wat die Here vir Martha sê. Een ding, sê Dawid, het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, in die tempel waar hulle God se teenwoordigheid op 'n spesiale manier ervaar het, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel, om by hom te wees, by hom te wees. Psalm 63 getuig Dawid van sy begeerte om God se teenwoordigheid te ervaar. Ek het uitgesien na U in die heiligdom om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar, want U troue liefde is beter as die lewe. Beter as die lewe. En hy was die koning uit als gehad. In die skaduwee van U vlerke jubel ek, my diepste wese is aan U verknog. U regterhand ondersteun my. Die taal van Dawid in die Ou Testament.
Daarom was Dawid 'n man na God se hart. Soos Maria het Dawid ook die een noodsaaklike ding gedoen en die goeie deel gekies, naamlik om bo alles die Here se teenwoordigheid op te soek in gebed en aanbidding. 'n Laaste voorbeeld wat herinner aan Maria is in Psalm 73 getuig Asaf dat hy niks anders begeer as om by die Here te wees nie. Wie is daar vir my in die hemel? As ek by U is, begeer ek niks op aarde nie. Dis Maria. Maar wat my betref, die nabyheid van God is vir my goed. Ek het my Heer, die Heer, my skuilplek gemaak, sodat ek van al U werk kan vertel. As U hierdie psalms lees, resoneer dit in U hart, dat dit is wat U begeer. Is dit waar van U geestelike lewe? Is dit waar van my geestelike lewe? Geliefdes, as die Here vanoggend na jou verhouding met hom kyk, jou stilte tyd, jou gebedslewe, jou biduur bywoning, jou erediens bywoning, en dit wat jy vir hom doen, wat sal hy vir jou sê? Wat sal hy vanoggend vir my sê? Wat gaan hy vir jou sê? Jy kwel, nee, kan jy maar jou naam invoeg waar hy moet wees, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. Of gaan hy vir jou sê, jy het die goeie deel gekies, dit sal nie van jou af weggeneem word nie. Miskien wil jy vra, maar wat beteken vandag prakties om soos Maria aan die Here Jesus se voete te sit, sy teenwoordigheid te geniet en elke woord in te drink? Want hy is tog mos nou nie hier nie. Hy is nie fisies hier nie. As Jesus vanoggend in liggaam hier by ons erediens sou wees, sou Pionierspark se kerk te klein gewees het vir almal wat hom wou sien. En die meeste sou naby aan hom wou kom. Ook die wat nooit kerk toe kom, sou hier gewees het om hom te sien. En wat wou gee om soos Maria aan sy voete te sit en net aan hom te vat? Geliefdes, die disippels het na die Here Jesus se opstanding geweet, hulle kan nie meer fisies in Jesus se teenwoordigheid wees nie. Hulle het dit geweet. Want in Johannes 14 vers 18 sê Jesus vir sy disippels, ek sê julle, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nou na die uitstorting van die Heilige Gees, het die disippels en die eerste Christene geleef in die werklikheid, dat die opgestaane Here Jesus by hulle en in hulle is deur sy Gees. En wanneer hulle in persoonlike en gesamentlike gebed die aangesig van die Here gesoek het, was Jesus se teenwoordigheid, en dis baie belangrik, die Here Jesus se teenwoordigheid was vir hulle net so groot werklikheid soos vir Maria wat by Jesus se voete gesit het. As jy deur Handelinge lees, dan sien jy, dit was vir hulle 'n realiteit. Daarom was persoonlike en gesamentlike gebed en die biddende lees en die hoor van God se woord van die begin af vir die disippels en eerste Christene ononderhandelbaar. Dwars deur die Bybel. Die fokus wat Jesus daar uitspel, spel hulle ook uit. En daarom dat die apostels in Handelinge 6, 7 geesvervulde manne aangewys het om die versorging van die Grieksprekende weduwees te behartig, die barmhartigheidswerk, sodat hulle die een ding wat noodsaaklik was kon doen, en dan sê Petrus, ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Presies, die een ding, die beste ding, die noodsaaklike ding, wat Jesus vir Maria gesê het. Die eerste Christene se lewe was gegrondves en gebou op die een ding wat vir die Here Jesus noodsaaklik was. Gemeenskap met Christus deur gebed, asook die biddende luister na en die lees van God se woord. Op hulle knieë het hulle genade ontvang om staande te bly wanneer hulle wreed vervolg is. Lees maar. Op hulle knieë het hulle wysheid ontvang om God se wil te onderskei en te doen. Op hulle knieë het hulle krag ontvang om die Here se werk in gehoorsaamheid te doen. En nou wil ek net 3 voorbeelde wys. Nadat Johannes en Petrus uit die tronk vrygelaat is en die gemeente bang was, die fariseërs het hulle gegeesel en hulle gesê, julle mag nie verder praat in Jesus se naam nie, dan bid die gemeente en dan kom Johannes en Petrus en bid saam met hulle en dan lees ons, terwyl hulle gebid het, is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Gebed, die woord van God. In Handelinge 10 vers 9 kry Petrus 'n opdrag van God, terwyl hy bid. Wanneer bid hy?
12:00 die middag, lees ons, hy was daar in Joppe, die volgende dag, teen 12:00 die middag, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. En daar in Joppe het die Here vir Petrus gewys om na Caesarea te gaan, waar hy die evangelie aan Cornelius, die Romeinse hoofman, oor 100 moes verkondig. Daar ontvang hy die opdrag om na heidense huis toe te gaan en die evangelie te verkondig, terwyl hy bid. In Handelinge 13, volgende voorbeeld, gee die Heilige Gees vir die leiers van die gemeente in Antiochië opdrag, terwyl hulle vas en bid. Die leiers is besig om te vas en te bid. Dan lees ons, toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waartoe ek hulle geroep het. Toe die gemeente klaar gevas en gebid het hulle die hande opgelê en weggestuur. Paulus' sendingreise is gebore in 'n gebedsbijeenkoms, deur die leiding van die Heilige Gees. Dit het nie gebeur deur slim strategiese beplanning aanvanklik nie. Daar was wel slim strategiese beplanning betrokke gewees, maar dis nie waar dit ontstaan het nie. Dit het ontstaan in 'n gebedsbijeenkoms. Geliefdes, om aan die Here Jesus se voete te sit en sy teenwoordigheid op te soek in gebed en te wag op sy leiding uit God se woord, was die hart van die eerste Christene se geloofslewe. Dis vandag nog net so van toepassing vir elke gemeente en kind van God. Is my binnekamer lewe met Jesus, en dis 'n vraag vir lidmate en vir 'n gemeente, die hoogste prioriteit in my lewe? Is gesamentlike gebed en binnekamer gebedslewe die eenkamer van die gemeente en my geloofslewe? Daar waar die krag vandaan kom. As jy daai eenjens afsit, dan gaan staan alles. Of is my binnekamerlewe en die gebedslewe in die gemeente die gastekamer? Gastekamer is verskriklik mooi, maar jy kom nie daar nie. Jy slaap nooit daar nie. Jy reserveer dit vir gaste. Hulle kan maar kom, hulle kan bid. Maar dis nie vir my nie. Is gebed die gastekamer van jou lewe of van die gemeente? Martin Luther het in midde van sy druk werksprogram tydens die reformatie een keer op 'n vraag oor sy planne vir die dag was het hy geantwoord. Nou moet ek net sê, Martin Luther het 'n redelike druk werksprogram gehad. Gaan kyk wat het hy als geskryf. Hy het die Bybel uit Grieks uit in Duits vertaal in 1 jaar. En dan het hy boeke en boeke geskryf, en hy was betrokke, het baie werk gehad, geweldige klomp goed wat hy gedoen het, en hy het nie 'n rekenaar gehad, hy het met 'n pen geskryf, met 'n veer waarskynlik, en hulle vra vir hom, wat is sy planne vir die dag? En toe antwoord Martin Luther, toe sê hy, ek het soveel om te doen, dat ek die eerste 3 uur in gebed sal deurbring. Ek het soveel om te doen, en hy het baie meer gedoen as wat ek of jy ooit in ons lewe gaan regkry. Dat ek 3 uur in gebed sal deurbring. Hoekom so lank bid? Die baie dinge gaan nie minder word nie, hulle gaan dalk net meer word. Jy weet wat gebeur as jy nie bid nie? Dan word die goed net meer en meer en meer, en dis net 'n verdere motivering vir jou om nie te bid of nie te bid nie. Maar wanneer jy eers aan Jesus se voete gesit het, sal alles wat jy moet doen jou nie meer beangst en gejaagd maak nie. Maar ek val dadelik daar weg. Ek is nie dadelik op my knieë voor die Here met sy woord nie. En dan begin ek rondhardloop, en hoe meer ek rondhardloop, word ek rondgejaag deur 'n klomp goed wat ek moet doen. Maar ek was nooit op my voete, op my knieë voor die Here Jesus nie. Daar aan die voete van Jesus sal jy wysheid, krag en genade ontvang om alles te hanteer. En party van die baie goed sal net verdwyn soos mis voor die son. Geliefdes, die Hebreërskrywer nooi ons uit om aan die voete van die opgestane en verheerlikte Christus te sit, waar hy in die heiligdom van die hemel aan die regterhand van die Vader sit. As jy dit nie glo nie, moenie bid nie. Hy nooi ons uit, hy sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Die Here Jesus het die absolute noodsaak van gebed in sy besige program beter verstaan as ons. Baie beter as ons.
Want Jesus het tydens sy aardse lewe gereeld voor die voete van sy Vader gaan sit, om sy Vader se teenwoordigheid op te soek, om sy Vader se wil volmaak uit te voer. En ons lees dit met reëlmaat deur die evangelies. Hier is net een voorbeeld. Vroegoggend, toe dit nog stikdonker was, het Jesus opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Hoekom het hy nodig gehad om te bid? Hy was in die seun van God. Gemeenskap met sy Vader te hê. Maar ons dink, ons kan daar sonder klaarkom. Miskien in die gemeente of in jou persoonlike lewe. As dit vir Jesus so belangrik was om tyd met sy Vader in gebed te spandeer, hoeveel te meer vir ons sy kinders? Hoe kan ons ooit dink, ons kan daar sonder klaarkom en leef as Christene? Ek wil afsluit met 'n gebeure wat 6 dae voor die Here Jesus se kruisiging in die huis van Lazarus, Martha en Maria afgespeel het. Dit het gebeur nadat Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het. In Johannes 11 lees ons hoe dat Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het. En toe die Fariseërs besluit, nou moet Jesus eers doodgemaak word. En ons moet sommer vir Lazarus ook doodmaak. En in Johannes 12 vers 1 tot 2 lees ons 6 dae voor die Paasfees waar tydens Jesus gekruisig is, het Jesus na Betanië toe gekom waar Lazarus wat uit die dood opgewek het, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus se ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. So Lazarus was daar en Martha het bedien. Soos in Lukas 10 bevind Jesus hom in die huis van Lazarus en Martha en Maria. Weer is Jesus gasvry ontvang. Weer word daar 'n ete vir Jesus voorberei. Weer het Martha bedien, sy's die gasvrou. En weer was Maria by Jesus se voete. Die keer kla Martha nie. Dit is 6 dae voor sy kruisiging. Die spanning bou op. Hulle het geweet iets gaan gebeur. Dan is dit weer Maria wat die middelpunt van die aandag is. Maar nie omdat sy sit en luister nie, maar 'n ongewone daad van uiterste liefde en toewyding laat almal sprakeloos staan. Die vorige keer het sy net by sy voete gesit en apriet ingedrink, wat hy geleer het. Dan lees ons, toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Maria van Betanië het Jesus se voete met duur nardesolie gesalf om uiterste toewyding, liefde en eer te betoon. En dan sê Jesus, dit het hom voorberei vir sy begrafnis. Die feit dat sy voete gesalf het, waarskynlik sinspeling op die feit dat hy 'n diensknegt was, dat hy sou sterf, dat hy as Messias sou sterf. Maria se aanbidding van Jesus gaan oor in liefdesdiens. As jy tyd spandeer in die Here se teenwoordigheid en met sy woord, gaan dit altyd oor in liefdesdiens. Die keer is dit nie Martha wat beswaar aanteken nie, maar Judas Iskariot wat Jesus sou verraai. Hy kla oor hierdie vermorsing, want die olie wat sy op sy voete gegooi het, was 'n dagarbeider se loon vir 'n hele jaar werd. 'n Hele jaar. 300 silwermuntstukke. Hulle kon nie geld vir die armes gegee het, maar dan staan daar, Jesus het Judas se gierigheid geken en geweet. Hy het die beurs gedra. Dis baie vreemd, die een wat geldgierig is altyd die beurs dra. En hy het gevat uit die beurs uit. So Jesus het geken. En baie interessant, Maria se liefdesdaad, sy 300 silwermuntstukke se nardesolie op Jesus se voete uitgegooi. Die voete wat 6 dae later deurboor sou word vir die sonde van die wêreld. En Judas Iskariot verraai Jesus vir net 30 silwermuntstukke. Die prys van 'n slaaf in daardie tyd. Weer is dit Jesus wat Maria se toewyding en daad van liefde verdedig. Toe sê Jesus, laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Ek sluit. Gebed wat Jesus se teenwoordigheid opsoek, tesame met die geopende woord, lei altyd tot onbeskaamde liefdesdiens wat jy nie met geld kan meet nie.
Mense wat tyd spandeer in die Here Jesus se teenwoordigheid en met sy geopende woord, gaan hom dien en gaan gee, hulle self, dit wat hulle is, dit wat hulle het, sonder om sommetjies te maak. Maria het nie sommetjies gemaak toe sy daai narresolie uitgegooi het nie. Daarom wil Jesus in hierdie oggend vir ons as gemeente en gelowiges sê, net een ding is noodsaaklik. Julle moet soos Maria die goeie deel kies om by my voete te sit, en dit sal nie van julle weggeneem word nie. Mag die Here vir ons genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord wat 'n geheimnis is, wat deur mense geskryf